Sluit die oë. Liewe almagtige Hemelse Vader, liewe Heer, baie dankie dat ons hier kan wees vanoggend. Dankie vir die reën. Dankie dat U daardie droogte van Februarie gebreek het. Vader, maar ons vra ook so dat U Gees in ons lewens sal uitstort, om die droogtes in ons lewens ook aan te raak en te vul met die laatreëns van U geregtigheid. Kom nou in ons midde, kom lei ons deur die woord, is ons gebed in Jesus naam alleen. Amen. Vir ons skrifgedeeltes kan julle blaai na Jesegiel 22 vers 30. Jesegiel 22 vers 30 lees as volg. En ek het onder hulle 'n man gesoek wat 'n muur kan bou, en vir my aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat ek dit nie sou verwoes nie, maar ek het niemand gevind nie. Mag die Here vandag sy geleesde woord seën. Kom ons sluit die oë. Liewe Heer, baie dankie vir die liefde en die genade. Dankie dat ons hier kan wees vanoggend. En ek weet nie of my geheue my in die steek laat nie, maar ek het in die konsistorie gestaan en ek het besef, ek dink hierdie reën het laas Sabbat begin. So dis al 'n week lank wat ons geseënd is met hierdie reën, en ons wil U daarvoor loof en dank vanoggend. Ons het na U huis toe gekom, want ons het gekom om U te loof en U te dank vanoggend. En liewe Heer, ons vra U ook waar ons die woord gaan oopmaak, want die woord is kragtig en is lewend en dit is 'n tweesnydende swaard, dat U Gees saam met ons sal stuur, dat U hier sal kom tabernakel saam met ons vandag, en laat ons kan vernuwe word deur hierdie Gees, laat daardie tweesnydende swaard, soos Jesegiel sê, daardie kliphart vir ons sal uithaal en vir ons 'n hart van vlees sal gee. Vergewe ons tekortkomings soos ons hierso staan. Liewe Heer, ons pleit hierdie dinge in die wonderlike en lieflike naam van Jesus Christus alleenlik. En my gebed is, laat ons hom en hom alleen sal ken, want is al wat saak maak. Hoor nou, ag op hierdie sondagse gebede, as dit U wil is, en kom vernuwe ons deur die woord. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen. So wie van julle het 'n horlosie? Wie van julle het horlosies? Dis 'n arm gemeente die hoor. Hoeveel van julle het horlosies? Wie van julle het 'n foon met 'n horlosie op? Dan het jy 'n horlosie, né? So, wat vind ons op 'n horlosie? Nommers? Tyd? Arms, nommers, tyd. Wie se tyd is dit? Nie is nie almal se tyd nie. Is nie almal se tyd nie. Wie se tyd is dit? Dis God se tyd. Tyd het 'n begin en 'n einde, is ek reg? Daar was 'n stadium in die geskiedenis van die heelal waar daar nie tyd was nie. Tyd is 'n geskape ding. Ons het die gesegde wat ons sê, tyd hardloop uit, reg? Daar moet 'n taak en daar moet 'n projek klaar, tyd is besig om uit te hardloop. Tyd is besig om vir die wêreldse geskiedenis uit te hardloop. Wanneer ons daarna verwys, waarna verwys ons gewoonlik dan? Die wederkoms van Christus. Wie van julle by die werk het 'n, wat noem mens daai sisteme, klokkaart, wat sal dit nou in Afrikaans wees? Wat jy moet inklok. Wie van julle het dit? Nee, julle werke vertrou julle nog, né? Party mense het 'n klokkaart. Hoekom dink jy is daar 'n klokkaart? Of 'n fingerprint? Ekskuus, Trini werk by fancy plekke. Hulle is al op die fingerprint of die retina of iets soos INA of iemand. Wie van julle moet op een of ander manier identifiseer wanneer jy by die werk kom en wanneer jy weggaan? Hier sit in ons midde 'n ou wat so iets implementeer, sien ek. Vanus, hoekom? Hoekom moet jy 'n klokstelsel by jou werk? Wie is op tyd en wie is nie op tyd nie? Dis nou toevallig nogal die einste woorde wat ek wou hoor. Op tyd. Maar hoekom dink julle sal veral groot
ondernemings van daardie stelsel gebruik maak. Vanus, weet jy wie ry jou trokke? Ja, dit is te veel mense. Jy kan nie elke as dit weet jy nie. Dan gaan ek nie weet wie daar nie. OK. Wanneer iemand een van jou maatskappy voertuie bestuur, weet jy elke dag wie is in daardie voertuig of trok en waarheen is hy op pad? Hoekom is dit vir jou belangrik? Ek weet waar hy gaan, wat doen hy met hy voete, hoe van hy gery, waar hy heen. Wat moet hy nie doen nie? Want as iets verkeerd gaan, weet jy, op wie se klok was dit? Op wie se watch was dit? Nou wil ek vir julle sê, ons almal het 'n roeping. Is julle eens met my? Ons almal staan in God se tyd. Op sy tyd. Dink julle ons is tans ingeklok of uitgeklok? Ingeklok. Ons almal is tans nog ingeklok. Ek wil julle 'n storie vertel in die laat 1800s, vroeë 1900s was daar mos die groot geestelike herlewing in Noord-Amerika gewees as gevolg van dit wat gevloei het uit die Franse revolusie in 1798 met die opstand wat daar gekom het teen die Romeinse mag, was daar totaal en al eintlik verval oor die wêreld gewees. En so kom dit dat daar 'n geestelike herlewing is volgens profesie in die Bybel. In 1934 is daar 'n man wat preek, Mordechai Ham. So hy's so bietjie rein en hy's so bietjie onrein, hè? Mordechai Ham of Ham, dit sal seker Ham wees, né? Mordechai Ham. En die tent is opgeslaan daar in Noord-California, groot tent en hy sit vol. En hierdie man is besig om te preek. En daar's 2 14-jarige seuns wat wil in, maar daar's nie vir hulle plek nie. Daar is net nie vir die 2 jong manne plek nie. En van die ouer mans sê man nou toe vir hulle, hierdie is nie 'n plek vir julle nie. En hulle draai om en hulle begin weg te loop. Ekskuus, en ek weet nie eintlik wat noem mens hierdie mense in Afrikaans nie. En een van die ushers wat daar was, kom ons noem hom 'n diaken. Een van die gemeente se diakens wat daar was, wat se werk net die dag was om plek aan te wys. Net seker te maak die mense vul al die sitplekke en almal het 'n sitplek. Sien toe hierdie gebeurtenis afspeel en hy sien hoe hierdie 2 jong manne wegstap. En weet julle wat sê hierdie man? Hy sê, not on my watch. En hy draai om en hy hardloop. Hy het nou eers 'n paar verskywings daar binnekant gemaak en hy draai om en hy hardloop agter hierdie 2 jong manne en hy sê asseblief moenie gaan nie. Moenie gaan nie. Ek het vir julle plek gekry. Ek het plek langs mekaar vir julle gemaak. Kom. En die 2 manne draai om en hulle gaan in. Hulle luister na hierdie Mordechai Ham se ongelooflike vertolking van Jesus en die evangelie en wat dit in jou lewe doen. En daai 2 manne is toe deel van die manne wat aan die einde van die aand opstaan en sê, weet jy wat, ek wil my lewe toewy aan die Here. Wie van julle weet wie was daai 2 mans? Daai 2 seuns. Nou gaan ek regtig een se naam vergeet. Oom Nick. Ek wens ek het oom se brein gehad. Crafty Wilson. Dis 'n man. Wie van julle weet wie is Crafty Wilson gewees? Dis die man wat persoonlik verantwoordelik was om elke evangelisasie trip en poging van Billy Graham te finansier en te organiseer. Wie van julle weet wie is die tweede man? Billy Graham. Billy Graham was die tweede laaitie. En ek weet hy is nie van ons denominasie nie. Maar daar is niemand in die geskiedenis wat verder gereis het, meer gedoen het, om mense wat nog nooit van Jesus Christus gehoor het nie, van Jesus Christus te vertel. Daardie dag in daardie tent, terwyl Mordechai Ham gepreek het, wie was die ou wat die verskil gemaak het?
Ek wil vir julle sê, dis nie Mordechai Ham wat vir duisende der duisende mense die toekoms verander het nie. Dit is nie Crafty Wilson nie, en dit is nie Billy Graham nie. Dis 'n ou wie se naam ons nie eens vandag weet wat sy naam is nie. Die Usher. Die ou wat dalk gedink het, hy het nie die vermoë om saam met Mordechai Ham op die verhoog te staan nie. Die ou wat dalk gedink het, hy is nie goed genoeg vir enige ander werk. Jesus, jy gaan sê, die ou wat die gemeente gedink het, is nie goed genoeg vir enige ander werk, behalwe om 'n paar stoele te kom skuif en seker te maak, almal het 'n sitplek nie. Was die man wat gesê het, not on my watch, nie op my tydkaart nie. Niemand gaan verlore op my tydkaart nie. En hy het omgedraai en hy het gehardloop. En hy het 2 jong manne wat gedink het, miskien is daar nie plek in die koninkryk van hierdie lieflike God vir my nie, gaan haal en hulle gebring en gesê, hier is plek. Al is dit die agterraadsplek. En daai 2 manne het seker gemaak, dat hulle sou gaan en vir duisende der duisende mense sê, daar's plek vir jou in die koninkryk van God. Amen. So, vanoggend wil ek vir julle sê, daar's 'n klokkaart en ons is ingeklok. En ons staan in iemand se tyd en dis nie ons tyd nie. Dis die skepper van hemel en aarde se tyd. En daarom het ek Jesegiel, ek het 3 stukke in die woord van God vandag gevat, wat ek deur wil gaan, wat ons net moet besef, waaroor dit eintlik gaan. En eintlik die roeping wat Jesus en die Vader op ons lewens het. En hier in Jesegiel kom die Here, ek weet nie of julle weet waar pas Jesegiel in die hele groot stryd en in die hele geskiedenis van Israel nie, maar tydens hulle ballingskap in Babel of Babylon, in hulle wegvoering was daar 3 tydperke waarin Nebukadneser Juda en Israel en Jerusalem oorwin het en verower het. Daniel en sy vriende was die heel eerstes van die heel eerstes om te gaan. Jesegiel was van die tweede groep om te gaan. Jesegiel en Daniel was min of meer dieselfde ouderdom gewees in jare. Jesegiel was so 17 jaar oud toe hy weggevoer is, 13 jaar in Babylon toe die Here hom roep. So hy was 30 jaar oud toe sy profetiese bediening vir God begin het. Wie van julle weet wat die tydperk vandat God Israel uit Egipte bevry het tot hulle weggevoer is in ballingskap? 70 jaar. Nee, dit is hulle tydperk in Babylon gewees. Voordat hy vandat hulle bevry is uit Egipte, hoeveel jare het dit gevat voordat hulle in ballingskap in Babylon weggevoer is? Skies dan nie? Nee, dis die tyd tussen die 2 testamente, intertestamental time. 850 tot 900 jaar. Hoekom is hulle in ballingskap weggevoer? Hoekom dink julle is God se volk, Juda veral, in ballingskap weggevoer? Babel toe. Wat was die redes? Afgedwaal? Is baie wyk, afgedwaal. Hulle was ongehoorsaam aan God. Wat spesifieke goed wat hulle gedoen het? Afgode? Gaan nou daar kom. Ja, jy's reg. Alles is reg. Vanus, wil jy iets sê? Monique, ek sien jy brand om iets te sê. Hulle moes met die volke om hulle moes 'n voorbeeld wees, hulle moes 'n openbaring wees, is ek reg, né? Openbaring van God.
Alles is 100% reg. Ons gaan nou kom by daai. So gebeur het vir 850 jaar. Lewe hulle in die teenwoordigheid van God, onder al sy seëninge, in die beloofde land wat God aan Abraham gegee het, reg? Hulle bou hierdie ongelooflike stad Jerusalem. Hulle bereik hoogtes vir 'n klein nasie. Om die hoogtes te bereik wat hulle onder Dawid en Salomo bereik het, is net God gegewe. Net God gegewe. En hier is Esegiel 13 jaar al in ballingskap. En die Here gee die volgende woord vir hom, en ek wil net vir julle sê, saam met hom sit wie daar in ballingskap? Daniël, sy vriende. Maar luister wat sê die Here. Ons het 'n vakante pos hier vandag. Daar's 'n vakante pos in die heelal. 'n man om in die bres te tree. Luister wat sê die Here. En ek het onder julle 'n man gesoek wat 'n muur kan bou. So wat gebeur wanneer 'n muur afgebreek is? Danie is 'n trok nou daar, is Vanus se trok, hy drywer wat so lekker wyn vat in die oggende. As hy nou daar in jou straat afkom en hy's daar deur jou muur, wat gaan jou bekommernis wees? Dat jy's net so groot wolwou gat daar in jou muur. Wat gaan jou bekommernis wees? Wie is binne jou mure? Jou geliefdes, jou mense, jou vrou, jou dogter, jou huurders. Daardie muur is sekuriteit, dit bring skuiling, bring veiligheid. So wanneer die Here sê, 'n man gesoek wat 'n muur kan bou, wat se muur is afgebreek? Die muur van geregtigheid. Sy volk maak net wat hulle wil. Nou sê die Here, ek soek iemand wat daar die muur kan tree, wat in die bres kan staan vir die land. Wat is dit wanneer jy in die bres tree? Wie tree in die bres? 'n soldaat? Iemand wat sterker is? Hy tree in vir wie? Vir geregtigheid? Maar vir wie? Vir iemand wat nie in staat is nie. Is ek reg? Mense wat kwesbaar is. So Daniël het 'n muur om sy huis. Hoekom? Want daar binne-in is daar kwesbares wat beskerming nodig het. Maar luister wat sê die Here. Sodat ek nie verwoes nie. Maar julle geestelike leiers is goeie mense. Wat staan daar? Ek het niemand gevind nie. Jy sê die vers het my laat dink. Wat is die roeping op my lewe? Hoe dink julle sien God altyd die kerk? Hierdie was sy volk gewees. Hierdie was sy Israel. En die Here sê daar's 'n leemte tussen julle. Die mure is afgebreek. Die geestelike mure, die dinge wat die kwesbares en die swakkes moet beskerm. Ekskuus, ons praat hier van geestelike mure, julle is met my, né? Daar's dinge wat in plek moet wees wat nie daar is nie. En waar is die geestelike leiers van die dag? Ek soek 'n man, daar's 'n vakante pos wat 'n muur kan bou en wat in bres kan tree. En weet julle wat sê die Here? Ek het niemand gevind nie. In die dae van Noag, wat het die Here gesê? Hy gaan die hele aarde en alles wat hy geskape verwoes. Maar toe sien hy wat? En vir wie? Noag en sy gesin. En wat het hulle gevind? Genade in die oë van die Here. Esegiel 22, gaan na vers 1 toe as jy die Bybels hierso het asseblief. Laat ons tog net verstaan wat was die muur wat afgebreek het, want hierdie gaan, weet jy van, is waaroor? Oor jou en my saligheid.
Dink julle hierdie ouens het die Sabbat gehou? For sure. Ek gaan my verstout om te sê, ek dink nie dit het vir die Here veel beteken nie. Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê, en jy mensekind, wil jy oordeel? Hoe hoor ons hierdie woordjies vandag? Jy mag nie oordeel, jy mag nie oordeel nie. Hier kom die Here tot Jesegiel en hy sê, wil jy oordeel? Wil jy oordeel? Hy herhaal dit 2 keer. Die bloedstad. Wat noem hy Jerusalem? Die bloedstad. Wil jy oordeel die bloedstad? Maak hom dan sy gruwels bekend en sê, so spreek die Here, stad wat daar binne bloed vergiet, dat sy tyd kan kom en drekgode teen homself gemaak om dit te verontreinig. Deur die bloed wat jy vergiet het, het jy skuldig geword. En deur jou drekgode wat jy gemaak het, is jy verontreinig. En jy het jou daar verhaas en tot by jou jare gekom. Daarom maak ek jou tot 'n smaad vir die nasies en 'n spot vir die lande. Oom Niekie daarna gesê, hulle was daar gewees, die idee van Israel was gewees dat hulle openbaring van die God, die skepper God van die heelal moes wees, 'n openbaring van die God van die gebooie, van die insetting in die orde. En hier kom die Here en hy sê, ek gaan julle bespotting maak, vir al die lande rondom julle. Die wat naby en die wat ver van jou af is, sal jou bespot, o onreine van naam, vol van rumoer. Kyk, die vorste van Israel is in jou, elkeen na sy krag om bloed te vergiet. Luister, hier kom dit. Hier kom hulle sondes. Hulle het vader en moeder in jou verag. Die vreemdeling in jou met geweld behandel. Sjoe, daardie woordjie vir geweld in Hebreëus beteken eintlik bedrieg. So hier's 'n klomp manne wat geen respek meer vir die ouer garde gehad het nie. Hulle het moeder en vader verag. Maar nou kom dit by die vreemdeling. En wat was hulle doel geweest? Wat het ons gesê? Wat was Israel se doel? Wat was God se plan met hulle geweest? Om 'n instrument van hulle te maak wat die goedheid, die liefde, die getrouheid, die genade van God kon verkondig. En hier kom hulle sê, die vreemdelinge het julle bedrieg. As ek julle vra, wat sê die 4de gebod van die vreemdeling in jou poorte? Wat sê die Sabbatsgebod van die vreemdeling in jou poorte? Jy moet vir hom rus gee op die Sabbat. En ek wil net weer herhaal, ek is mal daaroor om bietjie te gaan lê op 'n Sabbat, so 'n bietjie ceiling inspection te gaan doen. Dis nie die rus waarvan daai gebod praat nie. Dis daai innerlike vrede van daardie rus met die wete dat God jou skepper en jou verlosser is. Dis die vrede. Maar wat doen hulle? Jou vader en moeder verag, die vreemdelinge het geweld behandel, wees en weduwees verrig. Vers 8, my heilige dinge het jy geminag, my sabbate ontheilig. Wat 'n sabbate is daai? Wanneer ons daai woord in die woord kry, wat 'n sabbate is dit? Nie die weeklikse sabbat nie, die sabbat wat kom deur die maande van die jaar, die feeste. OK. Gaan ek net bietjie af, kom ons kwaadspraders was daar in jou bloed te vergiet en jy by jou op die berge geëet en skandelik in jou gedoen. Hulle het die skaamte van jou vader ontbloot. Haar wat onrein was deur maandelikse onrein het hulle in jou onteer. Die een het 'n gruwelike ding gedoen met die vrou van sy naaste, die ander het die skoondogter van ontreinig deur skandelike daad, en derde het jou suster sy vader se dogter onteer. Hulle het omkoopgeskenke in jou aangeneem om bloed te vergiet, rente te woeker, het jy geneem en jou naaste te veel laat betaal deur verdrukking. Maar jy het vergeet, spreek die Here, jy het my vergeet, spreek die Here. So dis die dinge wat die gruwel in die oors van die Here was. Dis hoekom hulle in ballingskap weggevoer was. Maar wat vir my belangrik is vers 8 wat sê, jy het my heilige dinge vergeet en jy het my sabbate onteer. Nou daardie sabbate was daar gestel, veral met die oog op Yom Kippur, die versoentyd, die tyd van vryskelding. So wat het elke 49 jaar gebeur?
Elke 7 jaar en dan op die ou einde elke 49 jaar. Mense is vrygestel. Mense het skuld aangegaan. Ek het geld gaan leen by Jan, of ek het grond geleen by hom, en Jan het my grond gegee, en as gevolg van dit, kon ek hom nie terugbetaal nie, dan word ek Jan se slaaf. En dan moet ek, en Diwan, en Ariana, en La Rochelle, en sorry Jan Philip, jy ook seker nou, en Marlo, moet nou vir 'n aantal jaar, vir Jan werk om hom terug te betaal. Maar die Here sê nee, kan nie vir ewig so aangaan nie. Na 49 jaar word jou skuld afgeskryf. Jy wat 'n slaaf is vry, jy en jou gesin, om terug te gaan om vry te wees. Hoekom het die Here hulle in Egipte gaan haal? Hulle was slawe gewees. En hy bring hulle reg hier in die woestyn, en hy gee al die wette en die verordeninge, Levitikus 23, en alles vir hulle, om hulle wat te maak? Vry van slawerny. 850 jaar later, weet julle wat doen die leiers van Juda en Israel? Hulle bewerk alles so, dat daar niemand in God se volk is wat meer vry is, behalwe die leiers nie. Wette word geskryf, ou mense word ontbloot. Hulle vergeet die Sabbate met die bedoeling, hulle vergeet dat die Here dinge daar gestel het waar ons die wees en die weduwees koester, waar ons vrouens koester. En waar ons mense vry maak. En hy sê, ek het iemand gesoek wat 'n muur kan bou. Iemand wat guts het om op te staan teen die leiers en sê, so werk dit nie. Iemand wat daai muur van beskutting kan bou, wat in die bres kan tree vir die land. Julle vrouens, julle kinders, julle wees, julle weduwees, en die ou mense word vertrap. Julle het my vergeet. Vanoggend wil ek vir julle sê, dis hoekom die kerk daar is. Sodat daar iemand sal wees, wat 'n muur kan bou, wat in die bres kan tree, sodat die land nie verwoes sal word nie. Jesaja was ook daar. Jesaja 58 skryf Jesaja die volgende woorde, en ek wil hê julle moet hierop ag gee, want hierdie is vir God belangrik. Daar kan nie 'n Sabbat wees as hierdie nie daar is nie. Daar kan nie 'n 10de betaling wees nie, daar kan nie 'n offergawe wees nie, dit kan nie. Roep uit die keel, hou nie terug nie, verhef jou stem soos 'n bassein en verkondig aan my volk hulle oortredinge, in die huis van Jakob hulle sondes. Wel soek hulle my dag vir dag en hulle het behaag in die kennis van my weë. Soos 'n nasie wat geregtigheid doen en die reg van God nie verlaat nie, vra hulle my na die regverdige verordeninge. Hulle het 'n behaag in die toenadering tot God. Dis wat hulle soek. Hulle doen Bybelstudie elke dag. Hulle doen alles. Hulle tik daai bokse. Waarom vas ons en u sien dit nie? Waarom kwel ons siel en u weet dit nie? Kyk op die dag as julle vas, soek julle geleenthede om sake te doen. Julle jaag al julle arbeiders aan. Menseverhoudinge gaan te gronde. Kyk om te twis en te kuif, vas julle, en om te slaan met misdadige vuis. Julle vas nie nou om julle stem in die hoogte te laat hoor nie. Is dit nie die vas wat ek verkies? Die dag as die mens sy siel gaan kwel, dat hy sy hoof buig, soos 'n biesie in sak en as uitsprei op sy bed te wees. Noem jy dit die vas in 'n dag wat die Here welgevallig is? Is dit nie die vas wat ek verkies nie, dat jy losmaak die bande van goddeloosheid? Ek herinner julle, wie is iemand wat goddeloos is? Nie 'n ateïs nie. Dis iemand wat presies weet wat God van hom vereis, maar nie daarvolgens wandel nie. Dat julle afhaal die strope van die juk en vry laat weggaan die verdruktes, elke juk stikkend breek. Dit is wie God is. Dit is wie God is van Israel. Dit is wie God is van hierdie kerk. 'n God wat vereis dat die juk wat ons so op mense se rug plaas, dat ons dit sal breek. Otto, waar is daai jackhammer van jou?
dat ons dit kan so stukkend slaan met die jackhammer, laat ons mense wat vasgevang is, waarin is mense vasgevang? Sonde, maar partykeer ook 'n juk, wat ek op Trini plaas. 'n Verwagting wat ek het van Amanda. Nie God se verwagting nie, my verwagting. Laat ons dit sal stukkend breek. Nou my laaste gedeelte, ek spring, Lukas 13. Ons is op soek na daardie man, wat 'n muur kan bou, en in die bres kan tree. Lukas 13, vers 10. En hy was besig op die Sabbatdag in een van die sinagoges te leer, en daar was 'n vrou, wat 'n gees van krankheid 18 jaar lank gehad het. En sy was in mekaar getrek, en glad nie in staat om regop te kom nie. En toe Jesus haar sien, so waar gaan hierdie vrou toe nou? Ja, ek kan nie imagine hoe moet dit wees om vir 18 jaar, net vir jou enkels. Dit moet, wat is daai lekker pynpille, maar is voor daai dae, so ek weet nie wat kon jy neem, of wat kan jy doen, laat net gemakliker kon wees jou, maar vir 18 jaar lank, is sy so in mekaar getrek, en waarheen gaan sy? Kerk toe, om wat te gaan doen? Om die Here te gaan aanbid. En toe Jesus haar sien, roep hy haar en sê, vrou, jy is vandag van jou krankheid verlos. Sjoe. Ek sou verwag, mens moes nou lees, en Jesus roep die kerkraad, en hulle gaan konsistorie toe, en hy vra, is haar 10de op datum? Is sy getrou? Is sy in goeie stand, julle? Nee, waar is sy? Sy is by die kerk. Wat kom doen sy? Sy kom soek 'n openbaring van God. Sy kom aanbid hom. Sy het nie Jesus geroep nie. Hy het haar geroep. Maar hy stop nie daar nie. Nou beskryf hy haar. Hierdie vrou, wat 'n dogter van Abraham is. Sjoe, 'n dogter van die bond. Wat die Satan dink daaraan 18 jaar lank gebind het, moes sy nie hierdie band op die Sabbatdag verlos word nie. Here gaan en hy sê, daar's nie 'n prys wat op hierdie dame gesit kan word nie. Daar's nie 'n prys wat op hom Don of op Otto gesit kan word nie. Hans, in die oë van die Here is daar nie te groot prys om jou te verlos nie. En weet julle wat is die hartseer gedeelte? Daardie owerstes van die sinagoge het heel waarskynlik gedink, haar probleem was 'n innerlike probleem. Maar die Here herinner hulle, dat dit nie 'n innerlike probleem was nie. Hy het haar hart gesien toe sy daar inkom, maar dat dit 'n uiterlike probleem is, dat dit die Satan was wat haar gebind het. En vanoggend wil ek vir julle sê, en ek praat nie met julle nie, want ek kan sien julle almal sit hier met heilous, né? Julle is mooi mensies. Ek praat met Werner van Wyk. Iemand stap by daai deur in. En ek dink, sjoe. Dus ek wil nou nie eens iemand se naam, want ek wil nou regtig nie iemand. La Rochelle. Ek sien La Rochelle stap in en ek dink, sjoe. Ek het nou regtig nie lus vir haar vandag nie. Regtig. Ons het haar regtig nie nodig nie. Wat dink jy, Martin? So is nie En Rochelle het dalk 'n issue of twee. 'n dingetjie in haar lewe wat sy doen. Sy tjoef 'n bietjie. Jy weet nie tjoef nie. Sy rook dalk 'n dingetjie of sy het 'n probleem. Sy het 'n kruk. Maar dit is nie noodwendig 'n innerlike probleem nie. Want die Satan is die een wat ons krippel maak in ons geestelike lewe. En daarom vra ek, sjoe mense, maar ek praat maar met Werner, moenie by die kerk kom en dink jy sien 'n hart nie, want jy kan nie.
Moenie by die kerk kom en dink, "Sjoe, Dani, kon jy nie bietjie geskeer het?" Of Werner, kon jy nie bietjie geskeer het? Nie alweer lus vir jou nie. Weet dit, dat elkeen wat daar instap, die skepper van die hemel en aarde, raak sien. Hy sien daar die hart. En hy sê, Dani moet hier vandag wees. Want hy's gebind. Iets het hom gebind. Iets bind hom. Here, en help my dat ek nie een wees wat daai ketting stywer maak nie. Maar help ons gemeenskaplik dat dit ons sal wees wat daardie ketting sal stukkend breek. Simonai, as jy vir my terug kan gaan na Jesegiel 22 vers 30. Weet julle hoekom kon God niemand vind wat die muur kon bou nie? Want die sabbate en die heilige dinge wat hulle ontheilig het alles vooruit gewys na Jesus toe. So in hulle ontheiliging en hulle verwerping daarvan, het hulle eintlik wat gedoen? Die verlossingsplan van God verwerp. En daarom staan God op en hy sê, okay, julle wil dit nie doen nie. Julle wil nie daardie vrylating en dit waarvoor ek staan, dit wat eie is aan my karakter, wat julle moet verteenwoordig, dit wil julle nie doen nie. Nou wie is hierso? Niemand van julle kan in die bres tree soos Jesus Christus nie. Niemand van julle is goed genoeg nie. Maar ek wil vir julle sê, ons is op 'n klokkaart. Ons is op God se tyd. En al wat ons kan doen, maak nie saak wie dit is nie, is om daardie man te soek wat 'n muur kan bou. En wat in die bres kan tree. En wie ook al jy nie dink goed genoeg is om deur daardie deur te stap nie, om na daardie man toe te vat, wat goed genoeg is om daardie muur te bou, en in die bres te tree. Want wie weet, wie die volgende 2 14-jarige seuns is wat deur hierdie deure stap, wat God se plan met hulle in die toekoms is. Amen. Mag ons ushers wees, en weet, ons werk is net, hier by hierdie gebou, om stoele rond te skuif, en seker te maak dat hier vir elkeen 'n gaatjie is, vir die koninkryk van God. Amen. Kom ons sluit die oë. Liewe almagtige Hemelse Vader, liewe Heer, dankie vir die liefde en die genade. Liewe Heer, mag ons nooit by 'n punt kom, wat ons U heilige dinge minag nie. Daardie dinge wat U daar gesit het vir ons sondige mense, sodat ons mense kan vrymaak. U het ons uit Egipte uitgehaal, U het ons bevry van slawerny. Hoekom wil ons nou nog ballinge wees, liewe Heer? Hoekom wil ons mense bind? Hoekom wil ons onsself gebonde hou? Liewe Heer, help ons om soos daardie usher te wees. Help ons om agter mense aan te hardloop en te sê nie op my watch nie. Vergewe ons tekortkominge. Help ons, liewe Heer, laat ons 'n refleksie van U karakter sal wees. Is my gebed in Jesus naam alleen. Amen.